Ja, goeienaand aan julle almal. Ek is baie dankbaar dat julle hier is. Ons is 'n hele klompie vanaand. Ek wil vir ons soos gebruiklik open deur te vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons lewe in 'n wêreld wat 'n ander pad loop as wat baie Christene dink. Ons lewe in 'n wêreld waar mense op 'n manier begin dink het oor die menslike liggaam wat ons nie met die wêreld kan deel nie. Mense dink dat die liggaam behoort aan hulle en dat die liggaam is aards en die liggaam is iets wat uitgedien is. Die liggaam is iets wat opgebruik kan raak. En daarom bid ons Here dat U sal gee dat ons sal luister na U stem, soos wat U dit vir ons gegee het in U woord. Ons bid dan nou vir die leiding van die Heilige Gees. En ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ja, ek sien hier is tog nog mense. Waar is hy? Baie, soos wat ek reeds gesê het, baie welkom. Ons gaan vanaand begin lees sommer hier in vers 35 tot aan die einde van 1 Korintiërs hoofstuk 15. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoe danige liggaam kom hulle? Dwaase mense, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. Daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. 'n natuurlike, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe. Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin,
want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nou ja, ek gaan nou met julle 'n teks deel, net om hier stop. Ja, dit is nie eintlik nuwe inligting hierdie nie. Hierdie is inligting wat ons as 'n kerkraad al baie onder oë gehad het. Hoekom ons het ook dit as 'n beleidsdokument van ons eie kerkraad dat ons begrawe. Ek sê nie daarmee dat ek nie ook al 'n roudiens gelei het nie, maar vanuit die skrif is dit ons vaste oortuiging, onder andere gebaseer op 1 Korintiërs hoofstuk 15, dat ons begrawe. Die vraag uiteindelik is dit so dat dit is wat die Bybel sê, dat ons moet begrawe? Is daar enige aanduidings in die Bybel dat 'n mens ook kan veras? So 'n mens moet praat oor wat sê die skrif. Nie wat is jou opinie nie. 'n Mens moet baie duidelik onderskei wanneer het ons te doen met menslike redenasies. Ons sê ons is Christene en ons aanvaar dat dit wat God in sy woord sê, dit is wat ons doen, dit is ons beleid, dit is ons oortuiging. Wel, dan moet jy dit leef, en baie keer kos jou oortuigings jou geld. En ek vind dat baie keer is dit vir mense die oorwegende faktor, en hulle het 'n tipe van hierdie redenasie dat, wel, ek kan ook veras, want daar is baie mense wat dit doen, en almal kan tog nie verkeerd wees nie, en daai mense het ook dominees, en hulle dominees skynbaar het nie 'n probleem daarmee dat mense veras word nie, almal kan nie verkeerd wees nie, so hoekom luister na daardie een persoon wat sê dat verrassing is nie skriftuurlik korrek nie. Nou, ek wil net hier terwille van die ouer mense wat vanaand ingeskakel het sê, as ons praat oor 30 jaar gelede, in alle eerlikheid sê vir my, hoeveel verrassings was daar? Van hoeveel verrassings weet jy wat plaasgevind het? Weet jy van een? Ek wonder of jy van een weet. Daar was omtrent net een krematorium, of miskien 2 krematoriums in die land gewees. In daardie tyd het al die teoloë van Afrikaanse kerke baie sterk standpunt ingeneem teen verrassing vir begrafnis. Wat het in die laaste 30 jaar alles in die land en in die wêreld verander? En onder andere wat ook verander het, is mense het verander op hierdie punt. En daar is nog 'n handjievol mense wat werklik sê, maar kom ons gaan kyk na wat staan in die Bybel. Dit is van deurslaggewende belang. So mense sal
baie keer kom en dan draai hulle die argument eintlik om en dan sê hulle, maar waar is die teks in die Bybel wat vir ons sê ons moet begrawe? Ek sal altyd dadelik sê, die begrafnis van ons Here Jesus Christus en hoe ons hemelse Vader dit beskik het, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus hanteer moet word, is vir my van deurslaggewende belang. Ek weet nie of mense besef dat hierdie standpunt vir verassing is eintlik die uitvloeisel van die humanisme, waar die mens het die reg om self te besluit oor sy lewe. Het jy geweet dat as jy bepaal het dat jy veras moet word of dat jy pro-verassing is, dan in die toekoms eintlik, as jy die apostoliese geloofsbelijdenis in die kerk opsê, dan moet jy eintlik 'n deel van die apostoliese geloofsbelijdenis maar uitlos. Jy moet dit nie in jou hart saam met die ander sê nie. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo in die vergifnis van sondes, is daar bely jy, ek glo in die wedergeboorte van die siel, ek glo in die opstanding van die liggaam. So in die toekoms, jy 'n probleem het, ek glo in die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Dit is dus baie belangrik dat ons vir mekaar moet sê, dat ons moet ook nie net hou by wat in die woord van die Here staan nie, maar ons moet ook hou by wat ons bely. Wees dan eerlik oor wat jy glo in die Bybel staan. En as jy met jou lewe sê, ek gaan myself laat veras, dan sê jy daarmee, ek het 'n probleem met 1 Korintiërs hoofstuk 15 en vele ander dele van die Bybel, waar ons baie duidelik bely dat daar is 'n opstanding van die liggaam. Nou wat sê mense wat pro-verassing is? In ander woorde daarvoor is. Hulle sê, lyke wat ontbind, besoedel en dit is 'n gesondheidsrisiko. Hulle sê, dis goedkoper as 'n begrafnis, so dink hulle. Nou ek het onlangs saam met iemand die pad geloop en ek kan vir jou sê, dit is beslis nie goedkoper as 'n begrafnis nie. Dit is jare en jare al meer nie goedkoper as 'n begrafnis nie. Gaan lees 'n bietjie mooi jou sogenaamde begrafnispolis. Dit was vroeër jare so, dit is nie nou meer so nie, en ek praat sommer van 'n gewone afboppolis. So wees baie versigtig om te kom met daai argument dat verassing is goedkoper. As jy gaan vir dis omgewingsvriendeliker, hoeveel energie dink jy vat dit om 'n liggaam te verbrand? Daar's baie goed wat ek vir jou kan vertel oor verassing. Dit wat jy kry in daardie houertjie is 'n baie klein gedeelte van wie daardie mens is. En bene verbrand nie, dit word gemaal en dit kry jy nooit nie. 'n ander argument is vir mense wat pro-verassing is, hulle sê, begrafplase vat te veel plek en begrafplase is vol, begrafplase is nie veilig nie, lyke kan nie gesteel word nie. Nou, ons het byvoorbeeld die probleem aangespreek deur 'n privaat begrafplaas op Vegkop te begin en almal kan daar gaan begrawe. Dit is oop, daar's baie privaat begrafplase deesdae wat toeganklik is vir mense. So dit is nie meer 'n probleem soos in die verlede nie. Daai argument het tot 'n groot mate al verval. Daar is voorsiening gemaak. En ek wil net hier kyk dat almal wel gemute is. Daar's hy. Nou, die vraag is daar nie een van hierdie argumente is vir ons as gelowiges geldig nie. Want wat vir ons geld is, wat sê die woord
van die Here. Die woord van die Here leer vir ons dat Christus is die eersteling van almal wat lewendig geword het. En ons weet dat toe ons Here Jesus opgewek is, hy liggaamlik opgewek is met 'n verheerlikte liggaam. Nou daarmee sê God die Vader vir ons 'n baie belangrike ding, en dit is dat die liggaam is nie vir hom onbelangrik nie. En ek herinner julle weer aan ons belydenis, en ek wil hier julle moet die koneksie maak tussen wat in die Bybel staan en tussen jou belydenis. En jou belydenis in die eerste antwoord van Sondag 1 staan dat jy met liggaam en met siel aan God behoort. So jy kan nie besluit oor jou liggaam wat jy met jou liggaam wil doen, net soos wat jy wil nie. Die liggaam behoort aan God. Nou, as jy gaan kyk, histories, weet ons, dat die Jode het begrawe, en hulle het begrawe nie in 'n graf as 'n gat in die grond nie, maar die Engelse woord is 'n tomb. Ek sou sê die Afrikaanse ekwivalent daarvan kan dalk 'n sarkofaag wees, en hulle het baie moeite gedoen met van hierdie tombs van hierdie sarkofaag. Byvoorbeeld die piramides van Egipte is eintlik ook reuse monumente vandag wat gebou is om 'n plek te wees vir iemand wat oorlede is. So in die ouer tyd was daar 'n ander siening van die dood en van die liggaam, as wat jy vandag by die moderne mens kry, wat eintlik neersien op die liggaam en die betekenis van die liggaam. Kom ons kyk 'n bietjie na skrifbewyse vir begrafnis. En nou wil ek werklik vir jou vra, ondersoek jou hart of jy bereid is om te luister na God se woord, en of jy bereid is om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here vir ons sê. Want as jy nie bereid is om dit te doen nie, broer en suster, dan weet ek nie hoekom jy eintlik eers ingeskakel het nie, as jy vooraf besluit het nie. En dit is my probleem baie keer met mense, is op 'n manier wonder hulle hieroor, hulle hoor dit, maar as dit kom by die rand en die sent, dan dink hulle nog steeds verrassing is goedkoper. Ek daag jou uit, gaan vind uit, jy kan maar gaan kyk, dit is net so duur soos 'n begrafnis. Dis nie nodig om 'n duur begrafnis te hou nie. In die eerste plek dan, God het ons na sy beeld geskep. Nou ons weet die mens is na sy beeld geskep, nie net in terme van ons innerlike nie, maar God het ook ons na sy beeld geskep in terme van hoe hy ons gemaak het, na liggaam en siel. Ons liggaam is nie maar 'n minderwaardige deel van ons nie. Die heidene dink dat die liggaam minderwaardig is. So dis uit en uit 'n heidense gedagte dat die liggaam minderwaardig is. God het aan ons 'n liggaam en 'n siel geskenk wat albei aan hom behoort. En kyk 'n bietjie na Psalm 8, wat pragtig beskryf hoe dat die mens na die beeld van God geskep is. In Genesis 2 vers 7 lees ons hoe ons Skepper, ons hemelse Vader, die lewensasem of sy lewende gees, lewendmakende gees in ons ingeblaas het, en daarom het hy bepaal dat die lewe van die mens kosbaar is en dat dit beskerm moet word, en selfs beskerm moet word met die doodstraf. Dis natuurlik nog 'n ding wat weggeval het, nie, in die laaste paar jaar, die doodstraf, en uiteindelik kon 'n mens seker maar gesien het, hier kom moeilikheid, mense loop 'n pad van die humanisme en nie meer van gehoorsaamheid aan God se woord nie. 'n Mens kan tog nie net iemand se siel doodmaak nie, maar jy maak hom liggaamlik, maak jy hom dood. So hoekom het God gesê, daar moet doodstraf wees, om die liggaam ook van die mens te beskerm. In die Ou Testament tref ons kremasie net aan in gevalle as straf
vir gruwelike misdadigers. Byvoorbeeld, kremasie is verrassing as jy nie geweet het nie. In Levitikus 20 vers 14, en as 'n man 'n vrou en haar moeder neem, is dit 'n skandelike daad. Hulle moet hom en die twee met vuur verbrand. Daar mag geen bloedskande onder julle wees nie. Nou, hoekom lees ek hierdie ene? Het is baie duidelik dat vuur is 'n teken van God se wraak en oordeel. En dit wat hierdie man of vrou doen, is afskuwelik in die oë van die Here. En baie mense sal sê, ag, daar is seker erger dinge as dit. Enige sonde is 'n sonde teen God wat hom diep seer maak. En daarom het hy dit bepaal, dat hier met die, ook wanneer dit kom by hoe hulle liggame gehanteer moet word, na die teregstelling, dat dit moet duidelik wees, hierdie mense staan onder die oordeel van God. So vuur, hier kan ons al reeds vroeg in die Bybel sien, is teken van God se oordeel. Levitikus 21 vers 9, en as 'n dogter van 'n priester ontheilig om te hoereer, ontheilig sy haar vader, met vuur moet sy verbrand word. Dis dieselfde beginsel, dat vuur is 'n teken van God se oordeel. Vuur was net toelaatbaar wanneer die gevaar bestaan het vir die uitbreek van 'n pessiekte. En dan kan jy gaan kyk na Amos 6 vers 10. In ander woorde, net as daai gevaar gedreig het, dat dit nie anders kon om van die liggame, om die liggame te hanteer nie, daar's te veel mense wat doodgaan, dan is van vuur gebruik gemaak. Van die begin af het gelowiges die liggaam van die mens met respek behandel, wanneer daar dood is. Iemand soos Abraham byvoorbeeld, het sy vrou Sara begrawe, en het baie moeite gedoen om 'n klein begrafplaasie te gaan koop, wat uiteindelik 'n belangrike familiebegrafplaas geword het, en 'n monument van Abraham en sy nageslag se geloof, dat God uiteindelik ook vir hulle die beloofde land sal gee. Gaan lees daarvan in Genesis 25 vers 9 en 35 vers 29, en onthou nou, dat Abraham is vir ons die vader van die gelowiges. So alreeds Abraham wys vir ons hier, hoe handel die gelowige? Hoe maak die gelowige as dit kom by die dood? Wat moet ons doen? En Abraham wys duidelik vir ons, dat hy gaan doen baie moeite, dit kos Abraham geld, eintlik 'n baie hoë som geld, 'n hoë prys, wat hy betaal vir daardie begrafplaasie. Maar Abraham vat van sy rykdom, en hy sê, hierdie saak is so krities belangrik, dit is 'n geloofsaak, ek spandeer hierdie geld. Daar is nie skrifbewyse dat kremasie vir God aanvaarbaar is nie. Ek sê altyd vir mense wat voorstanders is hiervan, bring vir my een skrifbewys, net een, en ek sal alles terugtrek wat ek hieroor gesê het. Net een. En dan kom hulle gewoonlik met die volgende ene, en dit is in 1 Samuel hoofstuk 31, vers 11 en 12. Daar lees ons, dat die inwoners van Jabes in Gilead, die mishandelde lyke van Saul en sy seuns uit Filistia gaan haal het, onder groot druk en lewensgevaar, want die Filistyne het hierdie onthoofde liggaam aan die muur van Bet-San, dis 'n stad, wat hulle dit gaan ophang het. En toe hang daar die liggame nou al vir dae in die son. Hulle het uiteindelik besef, toe hulle hierdie liggame daar afgehaal het, hulle kan nie met hierdie liggame aanhou vlug nie. Dit is onmoontlik dat hulle met hierdie liggame wat besig was om te ontbind, sou kon verder vlug. En daarom het hulle die vleis van die bene afgebrand in hierdie noodsituasie. En hulle het toe die bene gevat, en luister baie mooi, hulle het die bene gaan begrawe.
Die ondernemers het gewoonlik 'n plek waar hulle doeteenvoudig die bene van mense wat gemaal is, doeteenvoudig op 'n plek gaan gooi. As jy gaan kyk by 'n plek soos God's Window, ek weet dit is nou daar in die Oos-Transvaal stopgesit, kan jy amper nie daar staan by daai uitkykpunt soos wat die as daar rond lê nie. Later het Dawid die inwoners van Jabes beloon vir hierdie weldaad wat hulle aan Saul en sy seuns gedoen het. Hierdie verbranding staan eerder in die lig van wat ons gelees het oor pessiekte in Amos 6 vers 10. So dit is uitsonderlik, en as jy die Bybel lees, en jy kan nie dit wat uitsonderlik is onderskei van dit wat die beginsel is nie, dan lees jy eintlik jou Bybel baie selektief, nee. Jy moet dus kyk na die woord van die Here in sy geheel. Hierdie voorbeeld is dus eintlik nie 'n goeie voorbeeld om te gebruik as bewys vir kremasie nie, want onthou nou, wat was Saul en sy seuns se situasie? Die Here maak hier 'n einde aan Saul en sy nageslag as konings van Israel, omdat hulle nie die wil van God gesoek het nie, en aan God ongehoorsaam was. En dit wat met hulle liggame gebeur in hulle dood, is 'n bewys daarvan dat hulle nie die guns van God geniet nie. God gaan hierna met Dawid verder. So ek sê altyd vir mense wat wil kom met hierdie voorbeeld as nou die een voorbeeld vir kremasie in 1 Samuel hoofstuk 31, vra ek altyd vir hulle, wil jy regtig Saul en sy seuns en wat met hulle liggame gebeur het gebruik as 'n bewys vir jou argument? Want hulle staan onder die oordeel van God. En dit wat daar met hulle gebeur en met hulle liggame gebeur, is eintlik 'n duidelike bewys daarvan dat hulle staan onder die oordeel van God. So ek beskou dit as 'n geweldige swak argument om te sê hier is 'n skrifbewys, om te sê kremasie is toelaatbaar. Ek wil eerder vir jou sê, ek dink jy bewys eerder dat begrafnis aanvaarbaar is, eerder as kremasie. So dit is nie 'n argument vir kremasie nie, inteendeel, ek dink dit is eerder 'n baie sterk argument vir 'n gehoorsame lewe wat 'n begrafnis as uitvloeisel het. Ek kon baie meer gemaak het van die feit dat vuur 'n teken van God se oordeel is. Dink byvoorbeeld aan dit wat God doen met die stede Sodom en Gomorra, hoe dat hy vuur en swaal laat reën op hierdie stede en op die kleiner dorpies wat met hulle geassosieer is. So vuur en is deel van God se oordeel en dit word baie sterk daaraan verbind, dwars deur die Bybel, en dan kom mense met hierdie argument ook van, maar dit is Ou Testamenties, jy kry dit ook net so in die Nuwe Testament. So dit is nie net 'n Ou Testamentiese verskynsel nie. Jy weet tog dat die Heilige Gees in die Bybel vuur aan ons voorhou as 'n teken van God se oordeel. Daar is 75 verwysings in die hele Bybel na die hel as 'n vuur wat mense verteer wat aan God ontrou is. En dan noem ek hier enkele daarvan. Klaagliedere 4 vers 11, die Here het sy grimmigheid laat uitwoed, sy toorngloed uitgegiet en in Sion 'n vuur aangesteek wat die fondamente daarvan verteer het. Esegiel 22 vers 31, daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer, hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here. Jesaja 66 vers 24, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe, en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan,
as om 2 hande te hê en in die hel te gaan in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word. Gewerp te word in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en hulle vuur nie uitgeblus word nie. Dis die woorde van ons Here Jesus in Markus 9 vers 43 tot 48. Baie duidelik hieruit sy woorde is dat vuur geassosieer word met die oordeel van God. Lijkverbranding bots met die begrafnis en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Nou ek het met Paasfees op Paasvrydag het ek ook weer eens gewys, veral op die klem wat geplaas word in die Bybel daarop, dat dit daar ook heiliges opgewek is, liggaamlik opgewek is, wat verskyn het aan die mense in Jerusalem. Die woord word ook gebruik om te beklemtoon dat dit 'n liggaamlike opwekking is. Die begrafnis en opstanding van Christus uit die dood vorm deel van die middelpunt van God se openbaring in die Bybel. En daarom sê ek, dis waar ek, as iemand my sou vra vir een skrifbewys waar ek sou begin, deur te sê, ons Here Jesus is deur die Jode en die Romeine beskou as 'n misdadiger, en hulle laat hom die dood van 'n misdadiger sterf, en dan gewoonlik is die liggame van 'n misdadiger verbrand, maar Christus se offerwerk is gedaan, wanneer hy sy lewe oorgee in die hande van ons hemelse Vader, en dan beskik ons hemelse Vader dit so, dat sy seun se liggaam nie die normale pad loop, wat die heidene sou toepas op die liggaam van 'n veroordeelde, deur dit te gaan weggooi, of deur dit te laat verbrand nie, maar hy beskik vir hom 'n eerbare begrafnis. Onder inspirasie van die Heilige Gees, moedig die apostel Paulus die Korintiërs aan om vas te hou aan die boodskap van die evangelie, soos hy dit aan hulle verkondig het, in 1 Korintiërs 15 vers 2. As ons aan enige iets anders vashou, dan is ons geloof te vergeefs. Luister nou, wat skryf hy, is die belangrikste. Wat is die hart van hierdie evangelie? Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Dubbelpunt. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek. Paulus sê, hierdie is die belangrike goed, kernwaarhede, die ding wat julle moet raak sien, en dan noem hy is begrawe. En inderdaad, ons belydenis, die Heidelbergse Katekismus, beklemtoon dit, want dit word ook genoem na aanleiding van die feit dat ons dit bely in die apostoliese geloofsbelydenis. Hy is begrawe as die duidelikste bewys dat hy werklik gesterf het, en sy begrafnis is die plant van die saadjie van sy liggaam, sodat uit sy ou liggaam daar vir hom 'n verheerlikte liggaam opgewek word. Hy is immers die eersteling, skryf Paulus. Baie sal dalk nou hier wil stry en sê, die belangrikste is dat hy opgewek is. Wel, die Bybel sê, Paulus sê, dat hy ook begrawe is belangrik, en hy koppel dit baie sterk aan sy dood en aan sy opstanding. So dit is 'n kernwaarheid, volgens die woorde van die geïnspireerde, Heilige Gees geïnspireerde apostel Paulus. Is dit wat die geïnspireerde apostel Paulus sê, dat dit gaan net oor sy opwekking, oor sy opstanding? Nee, kyk maar weer
na daardie verse, wanneer jy tyd het, vers 3 en 4, ook dat hy begrawe is, gaan lees dit, en ek wil vir jou vra, gaan bid daaroor, en kyk of jy op 'n ander manier dit kan verstaan. Ek dink ons moet baie versigtig wees om nie die woord van die Here te draai, dat dit ons pas, of vir ons gemakkeliker is nie. Die Heilige Gees laat Paulus dit nie uitlos nie. Hier word ek en elke ander bedienaar van die woord oor die vingers getik, as ons net Jesus se opstanding verkondig, en nie ook vooraf duidelik die aanloop het van sy begrafnis, wat die betekenis van sy begrafnis was nie. Ons kan begin verstaan waarom die vroeë Nuwe Testamentiese kerk die begrafnis van ons Here ingesluit het in die apostoliese geloofsbelijdenis. Hierdie deel van ons apostoliese geloofsbelijdenis word so verklaar in ons Heidelbergse Katekismes Sondag 16 vraag en antwoord 41. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Die begrafnis, dood en opstanding van ons Here is dus een reeks van gebeure. Dit was ons Vader se wil dat sy seun begrawe moet word. Paulus ken die geskiedenis van die gebeure rondom die dood en die begrafnis van ons Here, en hy weet met hoeveel sorg ons Vader se eie hand hierin gesien kan word. En laat my toe om dit vir u te wys. Let op dat ek nie nou vir u net een goue teks gaan aanhaal nie, maar liewer saam met u gaan kyk na God se hele woord. Dis wat ons nog die hele tyd mee besig is. Ons Vader beskik dat die liggaam van Jesus na sy dood met die grootste respek behandel word. Ek het dit genoem, die soldate by die kruis merk op dat hy reeds dood is, en daarom breek hulle nie een van sy bene nie. Natuurlik was hierdie gebeure ook 'n vervulling van die Ou Testament, so was dit vir Israel ook nooit geoorloof om die bene van die paaslam wat hulle met die Pasga slag en geëet het te breek nie. Die punt is, hulle kry nie geleentheid om sy liggaam te skend nie. En wat gebeur met verrassing? Onthou hier net nou, ek het vir julle gesê, die bene verbrand nie, die bene word gemaal. Ons Vader se waardering van die liggaam, waarin die siel nie meer is nie, is duidelik nog steeds baie hoog, want dit is sy skepingswerk. Gewoonlik is die liggaam van gekruisigdes met baie min respek behandel, omdat hulle veroordeelde misdadigers was. Naby waar hy gekruisig was, het die rondloper straatbrakke kom aas. Wanneer sy liggaam van die kruis gehaal word, beskik ons Hemelse Vader dit so dat Josef van Arimatea en Nicodemus klaar vir Pilatus sy liggaam gevra het, Lukas 23 vers 50 tot 52. Hoekom het Josef dit gedoen? Ons Vader het dit natuurlik so beskik. Die Jode het natuurlik steeds 'n hoë waardering ook van die liggaam, op grond van wat hulle gelees het in die Ou Testament, die skrif van daardie tyd. Josef self het toe gegaan en die liggaam van die soldate gevra met die toestemming wat Pilatus gegee het, Johannes 19 vers 38. Josef self was van plan om begrawe te word. En ek hoor nog nie dat iemand dit genoem het nie. Met ander woorde, hier sien jy dat gelowiges in daardie tyd het self geweet dat hulle gaan begrawe. Dis die pad. Ek hoor daar word gesê dat Jesus in elk geval nie soos ons begrawe is nie, en dat sy liggaam boonop gebalsem is deur Josef en Nicodemus. As sy begrafnis dan so belangrik is, moet ons dalk ook die lyke van geliefdes dan balsem, sal mense dan sê. Kom ek klaar vir u dadelik 'n groot misverstand op. Hierdie mense verwar die manier waarop die Egiptenare byvoorbeeld 'n liggaam gebalsem het, en dit het behels dat die organe uitgehaal word en apart in houers gesit word, met die wyse waarop God se volk begrawe het. Ons weet dat die Egiptenare se balseming van die liggaam eintlik neergekom het op 'n nog erger skending van die oorledene se liggaam. Die brein is verwyder en al die ingewande ook, sodat net die dop van die liggaam oor was. En daarna is dit eers behandel met allerhande krye en preserveermiddels wat die verderf gekeer het. Hierdie ander dele van die liggaam is dan daarnaas in kleipotte bewaar. Volgens God se woord is dit beslis nie wat met die liggaam van die Here gebeur het nie. Daar was nie genoeg tyd daarvoor nie. Hierdie metode van balseming het oor 'n lang tyd plaasgevind. Tyd wat Josef en Nicodemus nie gehad het nie.
Daar is net 2 gevalle in die Bybel van liggame wat op die Egiptiese manier gebalsem is. Dit was die van Jakob en van Josef, terwille daarvan dat hulle liggame terugvervoer kon word na die beloofde land om daar, let mooi daarop, begrawe te word. Jakob en Josef het hulle voorvader Abraham se geloof en God se vaste beloftes gedeel en het daarom die begrafnis gesien as deel van hierdie geloofsdaad en hierdie geloofspad, net soos wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Gesterf het, begrawe is en opgestaan het. Ons Vader het gesorg deur Josef en Nikodemus dat Jesus in sy graf reeds iets van die verheerliking smaak. Jesus is soos 'n tipiese ryk man begrawe. Die Jode het die lyke van hierdie welgestelde afgestorwenes met kostelike olie gesalf en in welriekende speserye ingewikkel, soos wat hulle die doeke rondom die liggaam gedraai het. Daarteenoor het die armes 'n baie eenvoudiger begrafnis gehad, maar wel, as hulle gelowige armes was, 'n begrafnis. Dit is hoe Josef en Nikodemus ook ons Here se liggaam voorberei het. Verder het ons Vader gesorg dat sy geseënde liggaam in 'n nuwe graf neergelê is. Ons weet dat daar in daardie tye verskillende soorte grafte was. Sommige was in die grond, ander was in rotse uitgekap in kamers of in 'n grot. Wat hier belangrik is dat die liggaam in een stuk gehou is en met die nodige respek behandel is. Ons Here Jesus, soos wat ek gesê het, is die eersteling van die wat begrawe is. Die eersteling, daai woord beteken, daar sal ook ander op hom volg. Want jy behoort aan God. Maar daar is ook 'n baie belangrike rede waarom Jesus se liggaam begrawe moes word, en hierna verwys Paulus ook. Christus is die eersteling sodat ons wat na hom begrawe word, kan weet dat ons ook net soos hy ook uit die graf sal opstaan en lewe. Ons lewe, net soos wat ons hier op aarde as die lewe van Christus as 'n voorbeeld neem en wat ons sy spieelbeeld wil wees in ons lewe van sy lewe, wil ons ook hê dat ons lewe, wanneer dit kom by ons dood, moet 'n spieelbeeld wees van die pad wat hy geloop het. En daarom doen ons 'n begrafnis op 'n sekere manier. Ons kies nie vir verrassing nie, want dis nie die pad wat hy geloop het nie. In 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En ek het Goeie Vrydag ook verwys na hierdie woord ontslaap. Dis 'n beter term. Dood dui op 'n einde, ontslaap dui op wakker word. Dit is soos 'n liggaam wat net weer gaan wakker word, wanneer jy opstaan in die oggend. En ons het hierdie geloofsoortuiging en hoe ons begrawe wys dit. Die doel is dat ons dus sy voorbeeld sal volg in alles. So sal ons ook ontslaap, begrawe word en opstaan uit die dode. Christus moes nie net sterf nie, maar ook neerdal in die graf as deel van sy plaasbekledende werk vir ons. Hiermee het God vir ons duidelik gewys dat hy nie net ons siele van die sonde en die dood verlos het nie, maar ook ons liggame, want hy het liggaamlik lewendig uit die graf gekom. Ons begrafnis is dus 'n proklamasie en 'n verklaring. Ek glo in die groot almagtige krag van God om hierdie lewelose liggaam lewend te maak. Dis 'n baie duidelike belydenis wat ek uitspreek wanneer ek begrawe word. Daarom is 'n begrafnis vir ons as Christene nog altyd 'n anderse geleentheid gewees as wat dit vir ongelowiges is. As jy jou begrafnis begin hou soos die van die ongelowiges, dan verloor ons andersheid. Ons andersheid is vir ons as Christene tog baie belangrik. Christene het nog nooit berus by die ou heidense gewoontes nie, selfs toe hulle ver in die minderheid was. Van die vroegste tye af het die Nuwe Testamentiese kerk begrafnisse ook gesien as 'n belydenisgeleentheid van ons onwrikbare geloof in die opstanding van die verheerlikte liggaam. Hoekom
Is dit so, dat ons by ons begrafnisse vandag onder andere die apostoliese geloofsbelijdenis as deel van daardie seremonie by die graf het. Dis natuurlik nie bepaal dat dit so moet wees nie, maar dis 'n geloofsdaad. Ek sê daarmee, saam met al die gelowiges deur die eeue, daardie eerste grafsteen, daardie foto wat ek gekies het vir vanaand, dateer uit 1600 uit. Gelowiges deur die eeue kies vir 'n begrafnis vir goeie rede. En dis nou maar die laaste tyd wat mense kom met wêreldse argumente. En daarom het Christene die ou gewoontes van die Romeine en die Grieke afgeskaf. Die gewoonte om lyke in die nag uit te dra, met kraanse in die dag die liggaam uitgedra vir die begrafnis. Die gewoonte om die lyke in die nag uit te dra, met kraanse te versier, treurmusiek en treursang te sing in die stoet agter die lijk. Die Christene het dit andersom gedoen, het in die dag die liggaam uitgedra vir die begrafnis, en in plaas van treursang het hulle die psalms gesing, wat getuig van verlossing, opstanding en lewe. Ek het onlangs by so 'n familiegeleentheid waar ons afskeid moes neem van iemand, het ek byvoorbeeld gepreek uit die danspsalm, Psalm 24. Ja, 'n vrolike danspsalm is vir 'n begrafnis. Dis gepas, want daardie psalm getuig van dat ons glo in God. Ons het hoop op die lewe. 'n Begrafnis is vir Christene nie 'n hopelose, troostelose gebeurtenis nie. Ons het die hoop dat die graf sal oopgaan, want God sal daardie graf op sy tyd oopmaak. Ons plant in die geloof 'n saadjie wat God op sy tyd tot volle heerlikheid sal laat groei. En ons bely dit ook. Ons liggaam is daarmee saam ook 'n tempel van die Heilige Gees. Nou, as jy sê dat die liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, waarom sal jy dan die tempel van die Heilige Gees met vuur, wat 'n teken is van God se oordeel is, gaan behandel? Ons lees tog dat die liggaam van die mens, in 1 Korintiërs 6 vers 19, moet in hierdie lewe met die grootste eer en respek behandel word. Ek dink weer aan daardie preek van Goeie Vrydag wat vir my ook persoonlik baie beteken het. En daardie preek het ek gesê, soos wat daardie oorledenis, wat op daardie oomblik toe Christus sterf aan die kruis, liggaamlik lewend geword het, soos wat hulle voor hulle dood, voordat hulle ontslaap het, met liggaam en siel diensbaar aan God was, kom God en hy maak hulle weer met liggaam en siel diensbaar aan hom. Ook nadat hulle ontslaap het met die betaling van ons Here Jesus Christus. Die Heilige Gees het weer hulle lewend gemaak, hulle siel het weer na hulle liggame toe teruggegaan. Wat sou gebeur het as daardie mense die heidense gewoonte gehad het om hulle liggame te verbrand en hulle liggame te veras? Natuurlik is dit vir God moontlik. God is almagtig genoeg dat hy hulle weer liggaamlik ook sou kon lewend maak. Maar hoekom wil ek die goedheid van God gaan beproef? Dis nie nodig nie. Om God as het ware te dwing om sy almag te demonstreer deur uit die as van my liggaam, my verheerlikte liggaam op te wek. Ek kan mos die liggaam wat God, my Vader, vir my gegee het, met soveel respek behandel, met 'n geloofsdaad kan daardie liggaam as 'n saadjie in die grond geplant word, en sê ek daarmee dat ek is nou en tot in ewigheid met liggaam en siel diensbaar aan hom. Ek sê net ten slotte, dat ons het natuurlik 'n geweldige onderwaardering van die liggaam deesdae. Ek het nou nie die deel gedoen, en dis miskien 'n gesprek vir 'n ander dag, dat 'n mens moet ook daarop let, dat ons ontvang almal 'n verheerlikte liggaam.
dat ons liggame gaan ook deur ons hemelse Vader herskep word soos wat hy wil. En daar's baie vrae wat julle vir my kan vra oor die verheerlikte liggaam wat ek nie sou kon antwoord nie. Maar ek is vas van oortuiging dat op grond van die skrif dit vir my baie duidelik is dat ek loop die pad van my Here en Verlosser Jesus Christus. En ek sal ook wat my eie begrafnis aanbetref, wil ek bepaal ek dat met my liggaam gehandel moet word soos met hom, dat ek begrawe word. Ek wil 'n spieelbeeld wees in lewe en in sterwe van my Here en my Verlosser. Ja, baie mense het die besluit geneem oor verassing en ek is definitief nie vir verassing nie, want dit is nie vir my 'n skriftuurlike besluit nie, op die skrif gebaseer nie. Ek weet daar is baie kerke wat vandag ook mure van herinnering opgesit het. Ek het die pad geloop met hierdie mense wat vir ons kerkraad advertensie gestuur het, en ek het vir hulle die skrifbewyse gegee, ek het met hulle gekorrespondeer, en hulle was eintlik baie neerhalend, het basies gesê dat dit is my persoonlike standpunt, en die meeste mense dink nie soos wat ek dink nie. Hoekom doen hulle dit? Dit gaan suiwer vir hulle daaroor om geld te maak. Mense in kerke, hoekom sit kerke hierdie mure van herinnering op? Is dit nie maar 'n manier waarop hulle geld maak nie? Is dit geregverdig om dit op daardie manier te doen? Ek vra net die vraag, wat sê jy daarmee, as jy so 'n muur van herinnering by jou kerkgebou opsit? Ek weet vroeër jare, as jy in Europa gaan kyk, dan sien jy die teendeel. Jy sien nie mure van herinnering rondom die kerkgeboue nie. Inteendeel, daar sien jy baie ou grafte rondom daardie kerkgeboue wat daarvan spreek, dat hierdie mense het 'n geloof in die opstanding ook van die liggaam. Goed, mense sal sê, dis nog 'n argument wat ek gehoor het nou die dag, en ek was al in vele argumente met mense wat pro-verassing is, en ek sal nie my standpunt hieroor verander nie. En nou die dag te sê hulle, ja, maar as jy vasgekeer is in 'n motorwrak en jou liggaam verbrand, en my antwoord daarop was, dan was dit die wil waarop my hemelse Vader dit wou gehad het. Maar dit was nie my besluit nie. My hemelse Vader het dan daaroor 'n besluit geneem, en ek twyfel baie sterk of my liggaam tot so 'n mate sal verbrand het, dat daar nie iets sou oorgebly het om wel te begrawe nie. Dink ek dat mense is verlore wat veras is? Allermins nie. Gelowiges wat veras is, ek dink nie hulle is verlore nie. Ek dink wel daar is 'n beter keuse. En die beter keuse op grond van die skrif, soos wat ek hier aangetoon het, en ek kan baie meer voorbeelde genoem het, is begrafnis, is begrawe. So, ek het nie daarmee gesê dat mense wat veras is verlore, kan nie deur God opgewek word nie, geensins nie, maar ek gaan ook nie God versoek nie. Ek wil hê dat my lewe, my dood, moet 'n spieelbeeld wees van die lewe, die begrafnis en die opstanding van my Here Jesus Christus. Kom ek gee vir julle geleentheid vir enige vrae of opmerkings. Goed, dit lyk nie vir my daar is nie. Julle is welkom om vir my ook te skryf. Ek dink dat ding wat ek dalk net kon genoem het, is baie mense sê, maar hierdie dominee of hierdie kerk of hierdie gemeente het 'n muur van herinnering opgesit. Dis nie vir my 'n argument nie. My argument is, wat sê die skrif? Bring vir my die bewyse uit die skrif. Ek wil net gou hier sien of ek kan sien of ek kan lees.
'n tomb is 'n grafkelder. Dankie Nico, ek stem saam. Dankie Nico, ek waardeer dit. Ja, ek dink 'n grafkelder is 'n beter woord as 'n sarkofaag. 'n Sarkofaag kan 'n boks van enige grootte wees. So 'n grafkelder is inderdaad, dink ek 'n beter woord. Broer en suster, ek sê vir julle baie dankie dat julle almal ingeskakel het vanaand. Ek kan dalk by 'n volgende geleentheid iets sê oor die verheerlikte liggaam en hoe dit ook reflekteer in hierdie hele debat oor begrafnis en verrassing. Weer eens ek sê, gaan kyk werklik eerlik na die skrif, gaan vra vir jouself die vraag af, hoekom sou jy pro-verrassing wees? Hoe kan jy dit regverdig vanuit die woord van die Here? En daardie persoon wat daarvoor is, maak nie saak of hy 'n professor of 'n dokter of 'n dominee of wie ook al is nie, waar is die skrifargument? En ja, onthou daai voorbeeld wat ek vir u genoem het uit Samuel van Saul, gaan kyk 'n bietjie mooi, gaan lees oor Saul, gaan kyk op watter punt was Saul se lewe daar, toe hierdie dinge met Saul gebeur het. Goed, kom ons sluit af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, Here, gee aan ons die geloofskrag, die moed, om u woord te lees, en om aan u woord gehoorsaam te wees, dat ons eie lewe as 'n spieelbeeld sal sien van die lewe van ons Here Jesus, dat ons sy pad sal wil loop ook in hierdie wêreld, dat ons ook met ons dood baie duidelik vir die wêreld wil sê, ons sterf met hoop. Ons is soos mense wat net aan die slaap raak, wat moet wakker word. Gee dat ons sal vashou aan hierdie hoop, en dat ons dit ook sal verkondig aan ons geliefdes met ons begrafnis, wanneer hulle om ons graf te staan, dat hulle weet. So glo ons ook, dat die dood is vir ons net tydelik, danksy ons Here Jesus Christus. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here. Amen. Goed julle, baie dankie dat julle ingeskakel het, en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.